U werk soos U wil. Hy het een begeerte. En dit is om met elke mens in die diepste van sy gees te ontmoet. Want die psalmdigter roep uit, diep roep na diep. En ek wil bid in hierdie oomblikke, Here, dat U Uself sal verheerlik. Dat U net die koninkryk sal laat kom, U heerskappy. Sal U vanmôre, Here, elke hart vasgryp. En vir hulle Hemelse Vader wat vanmôre in besonder 'n spesiale behoefte het, dat U met hulle sal ontmoet. En ook hulle Hemelse Vader wat dalk nie 'n spesiale behoefte het nie, dat U hulle net sal oplig om nader aan U te kom. Want Paulus skrywe sodat ek hom kan ken in die krag van die opstanding. Sal U net vanmôre, Here, U doel bereik in elke hart hier teenwoordig. En sal U ook so, Here, vir my berg onder U bloed. En spreek U woorde van lewe tot opbouing van hierdie gemeente in Jesus almagtige naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Baie dankie, kan U sitplek neem. Aan elke besoeker vanmôre hartlik welkom so in die huis van die Here. Dit is lang naweek môre, so ons gewoonlik is hierdie diens op die groot konferensies wat ons vir jare al hou, die grootste diens. Dan is die stoele ingedra en die kerk is vol, maar hierdie jaar het ons nou van hoofkantoorkant af, ek dink 'n fout gemaak om aan die gemeentes te vra, wil julle 'n konferensie by julle eie kerk hou, of wil julle dit hier in Pretoria hou, en toe besluit die ouens, nee, kom ons hou dit by ons eie kerke, want brandstof is duur. En toe het ons nie die vol konferensie, paaskonferensie gehou soos altyd nie, en ek dink almal is spyt daaroor. Ek het baie mense gehoor wat gesê het, hoor, ons moet dit asseblief nie weer doen nie, want die oomblik as jy mos nou nie kerk het nie, wat doen jy? Jy gaan nou vakansie. Nou, as tyd om vakansie te hou, dis ook goed, maar hierdie is 'n spesiale naweek in God se koninkryk, en ek dink seker die mees spesiaalste naweek van al die vakansie daar, behalwe dalk nou waar ons kom by die geboorte van Christus. Maar wat belangrik is vanmôre, dat ons net gaan oorgee na die Here toe. Ek het vanmôre 'n woord wat ek gaan bedien, maar ek gaan eers die nagmaal bedien, en dan gaan ek oor na die woord van die Here toe. So ek gaan vir jou lees hier uit die boek van Lukas uit, en my broers kan dalk maar so lank vir my na vorentoe kom asseblief. Uit Lukas uit die 22ste hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf vers 15, Lukas 22 vers 15. Kom ons kry net die alles gereed. Nou vir julle wat Vrydag hier was, ons het 'n wonderlike dag gehad. Die Here het regtig met ons gepraat deur sy woord. En ek dank die Here vir die feit dat hy steeds met elkeen van ons bemoeienis maak. So ek wil jou uitnooi ook vanmôre, as jy dalk wonder waaroor die opleiding gaan op 'n Sondag aand. Ons begin 5:30, en dit is daar by my op die plot in die kinderkerksaal van die gebou wat daar is, wat ons dan ook so aan 'n kerk uitverhuur. En ek is besig met 'n disippelskapreeks. Sal vanaand die 3de lesing wees, en ons noem dit herbou sy huis. So as jy jou weg oop sien, kom gerus, kom woon dit by. Dit is 'n disippelskap kursus, dit gaan jou verryk, en dit gaan jou totale lewe so verander, dat jy 'n klomp kennis sal opdoen uit die Here se woord uit, en dit jou gaan help om ook met ander te deel, en ook nader aan die Here te leef. So dit gaan oor herbou sy huis, groei in Christus. So as jy dit wil bywoon, laat weet my net, dat ons alles dan net so ook in gereedheid kan kry. Kom ons lees saam in die boek van Lukas, die 22ste hoofstuk vers 15. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het,
dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee is. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Gaan hy aan en sê, maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is voor die deur. By die laaste geleentheid, net voordat die Here Jesus gevange geneem is, het hy brood geneem, tydens daardie nagmaal of daardie Pasga ete, het hy die nagmaal ingestel, Nuwe Testament met nuwe beloftes. En ek wil jy moet baie mooi verstaan dat die Nuwe Testament maak nie die Ou Testament tot niet nie, dit vervul die Ou Testament. En hierdie brood wat hier vir ons gedek is 'n tipe van sy liggaam. Eintlik sê die Here, dit is my liggaam. En kerk wat vanmôre hier sit is God se liggaam. En Jesus sê, ek het my liggaam gebreek terwille van julle. En so het hy dan hierdie brood geneem en gesê, as julle hiervan eet, doen dit tot my gedagtenis. En dink daaraan dat deur my wonde daar vir jou genesing gekom het. Maar dink ook daaraan dat daar deur my bloed vir jou verlossing gekom het. Niemand kan op 'n ander manier gered word, behalwe deur die bloed van Jesus nie. Daar is nie 'n ander platform nie, daar is nie 'n ander medium nie, daar is niks, geen plaasvervanger in hierdie wêreld, nie 'n ander profeet, soos wat Islam sê, dat Jesus is die profeet, maar Mohammed is die laaste profeet nie, hulle dwaal. Want die enige wat sonde kan vergewe, is God. En daarom sê hy, en jy sal hom Immanuel noem, as dit vertaal word, wat beteken God met ons. So hy het 'n liggaam aangeneem. Hy het vir homself 'n liggaam daar gestel, in wie sy Heilige Gees kom leef het. En hy dit laat heers het, wat in Genesis 3 vers 5 reeds voorspel is by die sondeval. So die tafel is 'n tafel van oorwinning. Dis 'n tafel van lewe. Dis 'n tafel van afwagting. Dis 'n tafel van hoop. Ek weet nie of jy weet nie, maar hierdie tafel maak dit moontlik dat ek saam met Jesus in die wederkoms kan gaan. As hierdie tafel nie daar was nie, het ek geen hoop gehad om uit die dood uit op te staan nie. Geen hoop nie. Maar nou het ons hoop. Hoekom? Want hy is ons hoop. Hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Vader, ek vra dat U elke persoon wat 'n deel gaan in hierdie tafel vanmôre ryklik sal seën. Ek wil bid dat die teenwoordigheid van die Here, sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy liggaam wat vir ons verwoes is, sodat ons gered kan word. En daarom verklaar ons vanmôre, Here, ons wil 'n deel wees van U kerk, ons wil 'n deel wees van U liggaam. Ons wil vanmôre vir U sê, Here, neem besit van ons hele wese. Kom doen wat U wil. Gebruik elke persoon wat hier teenwoordig is, trek hulle nader aan U insteurstoke sy. En spreek U vanmôre, Here, deur U liggaam wat vir ons uitmekaar het geskeur was. Ja, daar was geen been gebreek nie, want dit is die belofte in die Ou Testament. Maar die liggaam was verwoes en gevloei terwille van elke
sal U dit dan ons liggame seën vanmôre, is my gebed in Jesus. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. So vir interessantheid, terwyl ek deur die skrifte gaan, al die evangelies rondom die tafel vanmôre, en ek weet nie hoekom die Here dit vanmôre vir my gegee om te doen nie, en ek het dit net eenvoudig gaan doen, toe sien ek iets wat ek nog nooit gesien het nie. Het jy al agtergekom, jy lees die Bybel en dan lees jy dit oor 3 maande weer, en jy sê, maar ek het nou die dag hierdie skrif gelees, nou sien die Here, nou wys die Here my iets anders. En ek sien iets raak wat ek nog nooit gesien het nie. En dit is net op een plek in een van die evangelies. Sê hy het die brood geneem en hy het gedank. En hy het dit uitgedeel en gesê, eet daarvan. So maar as jy dit geweet het, moes jy al lank al dit vir my gesê het, hoor. Maar dan sê die volgende vers. Toe neem hy die beker en hy dank weer. Het julle dit al gesien? Die ander evangelie sê net, hy het gedank, die brood geneem en die beker geneem. Maar een van hierdie 4 boeke in die Nuwe Testament sê, en ek kan nou nie wanneer, ek dink ek gaan dit vir julle vanmôre sê nie, maar ek wil dit vir julle sê, want dit leer jou. Hy het gedank oor die brood, en hy het gedank oor die vrug van die wynstok. En dit het vir my net so oopgegaan, dat in Christus is alles. En ek en jy het hom, daarom het ons alles wat ons nodig het in hierdie lewe. Ek gaan vra dat die broers vir my die brood en die sap sommer gelyk uitdeel, en dan gaan ons die broodjie eet, en dan gaan ons die sap drink, wat die Here dan ook so vir ons daar gestel het. Baie, baie dankie. As daar iemand is wat eerder die beker wil verkies, is jy welkom om dit te doen. Asseblief gaan ons bedien met die beker. So jy kan net die hand ophou, dat hy kan sien, wie wil graag eerder van die beker gebruik, hoor. Baie dankie. Ag, kom ons hou die stukkie broodjie vas, of as jy die broodjie kry, kan jy dit eintlik eet en net in aanbidding kom. Vader, baie dankie. Vir daardie dag, wat jy alles gegee het. Here, vanmôre is die opstandingsdag. Wat 'n groot vreugde was dit nie in die harte van daai vrouens en die disippels, te hoor dat hy opgestaan het nie. Hulle kon dit nie begryp nie. Hulle kon dit nie vooraf verstaan nie. Dis eers nadat dit gebeur het, wat dit vir hulle werklikheid geword het. Dankie, Here, vir u liggaam. Ons eer u daarvoor. Dankie, Jesus. Loof, Here. Sal een van julle net vir my 'n glasie asseblief bring? Ek het vergeet om 'n glasie te vat. Is julle bly die Here het sy lewe vir jou gegee? As jy jou broodjie geëet het en die Here gedank het vir wat hy vir jou gedoen het, hier is die offer. Hy het sy lewe gegee, sy bloed is gestort, vir my en jou. Hoekom? Tot vergifnis. Tot vergifnis. Jy hoef nie meer met 'n skuldgevoel te loop. Jy hoef nie meer deur dit wat jy mee sukkel, onderdruk word nie. Vat net hierdie hele tafel in geloof, dis vir jou. En gebruik dit. Kom ons drink met harte vol dankbaarheid.
Ons loof U, Here. Ons eer U, Vader. Mighty Jesus. Baie dankie, kan die kelkies ons na die kant toe stuur, dan kan die broers dit opneem. Vader, baie dankie dat ons kon deel wees van die werk wat U op Golgotha gedoen het. Sal U nou spreek deur die woord, harte verruim, lewens verander. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie my broeders, die Here seën julle. Jy kan jou Bybel vir my oopmaak in die boek van Lukas, dieselfde hoofstuk wat ons nou uit gelees het, die 22ste hoofstuk. Lukas 22 en ek gaan lees vanaf vers 35 tot 38. Lukas 22 vers 35 tot 38 as jy Bybel het. As jy nou nie 'n Bybel het nie, lees maar op die bord. Dit is lekker groot daar. Onthou maar om jou Bybel saam te bring. As die Here met jou praat, merk jou woord, maak die swart skerp. OK. En hy sê vir hulle, ek wil net een vers teruggaan, ek wil net aansluiting vind by dit, 34. Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal geloon het, dat jy my nie ken nie. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom, en hulle antwoord, niks nie. Sê bietjie niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop, en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle dat, dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê toe vir hom, Here, kyk,
hier is 2 swaarde. En hy antwoord, dit is genoeg. Sê bietjie, dit is genoeg. Sê weer, dit is genoeg. Ek wil die gedagte wat die Here my gegee het om vanmôre met julle te deel, wil ek opsom letterlik in 5 woorde, 4 woorde, naamlik die swaard van genade. Want in hierdie boodskap wil ek eintlik wat ons verlede week bedien het, na die ander kant van die muntstuk toe oorbeweeg. Sodat jy dit kan sien wat die Here vanmôre eintlik hierdie afgelope paar weke met ons deel. Nou ons is vandag in die laaste dag van 2025 se Paasnaweek, as jy dit nie geweet het nie. En Vrydag het ons Jesus se kruisiging en dood herdenk. Maar vandag herdenk ons Jesus se opstanding en sy verheerliking uit die dode uit. Nou wil ek hê jy moet verstaan dat niks wat ons Vrydag eintlik oor gepraat het, sou enigsins betekenisvol gewees het, was dit nie vir die opstanding van Jesus uit die dood uit nie. Verstaan nie wat ek vir u sê? Die gebeure van die kruisiging en al die lyding waardeur Jesus moes gaan, sou nie 'n effek gehad het op my en jou, as dit nie was vir vandag waar Jesus uit die dood het opgestaan het, die 3de dag. So ons moet vanmôre verstaan dat die opstanding van Christus is die grootste gebeurtenis van alle gebeurtenisse, want dit is waar hy die dood ontbind. En dit is vir elkeen wat glo beskore. Die einddoel van die kruisiging was om die loon van die sonde, naamlik die dood, te ontbind, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Want dit is in die skepingsverhaal die doel van God met die mens om vir ewig te lewe. En daarom sê hy vir hulle reg aan die begin dat julle moenie eet van hierdie boom wat staan in die middel van die tuin, die kennis van goed en kwaad nie, want die oomblik as julle daarvan eet, sal julle sterwe. Want ongehoorsaamheid aan God, en ek wil jy moet mooi verstaan, daar was net een wet in die tuin van Eden. En die enigste wet wat daar was, is julle mag nie eet van hierdie boom nie. En uiteindelik ken ons die verhaal van Eden, ons ken die verhaal van die sondeval, hoe Adam en Eva van dit eet, en die uiteinde daarvan is dat hulle agterkom, hulle is naak en hulle gaan kruip weg vir die Here. En hoe dat die Here dan uiteindelik vir hulle moet klee, moet die velle van diere. As die opstanding nie plaasgevind het nie, sou die kruisiging van Jesus vir ons eintlik vandag nutteloos gewees het. En ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, daar's 'n prinsipel rondom hierdie tafel wat hier voor jou staan. Satan neem nie Jesus se lewe nie. Het jy gehoor wat ek sê? Want Jesus het geen sonde gehad nie. Hoor wat sê die skrif. Johannes 10 vers 17. Daarom het die Vader my lief, omdat ek, sê bietjie ek, my lewe aflê om dit weer te neem. So met ander woorde, die kruisiging en alles wat daarmee gepaard gaan, dit is die besluit van die Here Jesus self om hierdie prys te betaal, sodat elkeen van ons aan hierdie opstanding kan deel.
Hy word nie in die proses ingeforceer deur die duiwel nie. Hy het vooraf verstaan en vooraf geweet, dit is die pad wat hy gaan loop, dis die beker wat hy sal drink, en hy gaan dit gewilliglik moet aflê. En so kom die Here Jesus en hy lê dit af. Vir elke mens, en hy sê, ek lê dit af, maar ek lê dit nie uit myself uit af alleen nie. Ek gaan dit weer opneem. Met ander woorde, hulle gaan my kruisig, hulle gaan my laat sterwe, maar ek wil vir jou sê, die dood kan my nie vashou nie, want ek het geen sonde nie, en die dood kan Christus nie in die graf gehou het nie. Daarom sê hy, sal ek opstaan op die regte dag. Die oorwinning van Jesus oor sonde en die dood word bewys deur sy opstanding en sy verheerliking. Met ander woorde, die opstanding sê, hy het die dood oorwin. Die dood het geen vashou op hom nie. Wat sê daai skrif? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou pestilensie? So die dood het geen angel gehad nie, vir hom nie. Hy het hierdie dood gevat, en hy het dit oorwin. Hoekom? Omdat hy op hierdie aarde sondeloos kom lewe het, en die oorwinning oor die duiwel gevat het, en waar Jesus geloop het, kind van die Here, het die duiwels hom herken, het hulle uitgeroep, wat het ons met u te doen, seun van 'n lewende God? Hulle kon hom identifiseer. Op 'n ander plek sê die Bybel oor Paulus, hy sê, Jesus ken ons. Toe die 7 seuns van Skefa kom en hulle dryf duiwels uit in die naam van Jesus, maar hulle lewe getuig nie van geloof nie. Hulle lewe val uit en hulle lewe het nog nooit by die Here uitgekom nie, maar hulle dink die naam alleen is 'n toorwoord en daai naam sal duiwels uitdryf. En nou probeer hulle duiwels uitdryf, en die Bybel sê, die duiwel spring op hulle. Laat my dink aan 'n onderwyseres wat nou die dag van die onderwysers in die pastoor of die dominee wat daar kom bedien het, ek weet nie wie dit was nie, ek dink eintlik dit was iemand van Doxa wat daar gebedien het, en hier's 'n kind wat manifesteer, en uiteindelik weet hulle nie wat om met hierdie kind te maak, die onderwysers nie, en hulle besluit, hulle gaan net eenvoudig hierdie duiwel bind en hom uitdryf, en terwyl na die kind toe stap, toe kom maar 'n ander juffrou in, en sy sê, "Ho, nee, julle verstaan nie, hierdie kind maak altyd so. Hy het altyd sulke triks, julle hanteer hom verkeerd, wat julle doen is verkeerd." Hulle sê, "Oké, juffrou, wys jy ons, hoe doen jy dit?" Sy stap na die kind en sy begin met hom praat, "Hi boetie." Die volgende oomblik spring die kind op haar. En hy wil haar verwrig. En sy hardloop by die deur uit. En toe sit in elk geval, toe bly die kind daar agter, toe moes hulle die duiwel uitdryf. Okay? En hierdie 7 seuns van Skefa dink hulle kan duiwels uitdryf sonder om God te ken. Die Bybel sê, die duiwel spring op hulle, en hulle het naak weggehardloop, 7 van hulle. Maar dan maak hulle die stelling, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Ken die duiwel ons? Weet hy wie ek is? Vrees hy as jy opstaan in die oggend? Weet hy, jy gaan sê, as ek so na Duimpie kyk, Vrydag aan, dan dink ek dink as Duimpie opstaan, dan skrik die duiwel. Want hy's 74, maar hy dink hy's nog 54, of 34. En die hele naweek dink ek aan hom, en hy's altyd so opgewonde oor die Here. Hy's so lief vir die Here, hy's so lief vir die kerk, en vanmôre vroeg al stuur hy vir my 'n boodskap, en bid hy vir my net oor die foon, toe sê hy op pad na iewers op 'n ander plek om die woord te gaan bedien. Ek dink, Here, kan ons almal nie maar so opgewonde wees soos hy nie? Kan ons nie almal hierdie ywer het, hierdie passie het wat hy het nie? Dis aansteeklik. Hy het 'n liefde vir die Here, want God het sy pad langs gekom. Jesus bewerk saligheid vir alle mense deur self gewilliglik sy lewe neer te lê. Maar die Bybel sê, sodat hy dit self weer kan opneem. Hy lê dus sy lewe af, en die menslike liggaam sterwe, sodat hy op die 3de dag uit die dood uit kon, sodat die dood kon ontbind, vir almal wat in hom sal glo, deur sy offer. Toe ek 'n kind was, het ek altyd gewonder, as die Here moet kom, sal ek saam gaan. Wie van julle het al so gewonder? Ons wonder dalk nou nog so, sal ek saam gaan? Ons moet seker maak, ons gaan saam. Okay?
Want ons meet baie keer hierdie goed aan ons werke. Ons meet hierdie goed aan ons prestasie, aan ons dienslewering teenoor die Here, terwyl die woord van die Here vanmôre vir jou sê, uit genade is jy gered. So hou vas, staan vas vanmôre. Maar wat ek en jy vanmôre moet verstaan en wat ons moet besef is die feit dat hy uit sy eie wil op die naweek van Paasfees die volle maat van die sonde van die mens op homself geneem het om met liefde en genade na almal uit te reik wie van sy offer gebruik wil maak. So liefde en genade is die platform. Dis Christus. Hy gee liefde en hy gee genade. In Johannes 3 vers 16 sê hy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. God se liefde is 'n liefde wat gee. Hoor wat sê Openbaring 21 vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega. Aan die dorstige sal ek gee. Hoor mooi, uit die fontein van die lewe. Nou sê hy verder, verniet. So met ander woorde, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die lewe, en dit is, wat gaan jy betaal? Wat kan ek en jy betaal? Niks. Ons kan niks betaal nie, want Christus het dit klaar gedoen. So met ander woorde, wat beteken verniet? Dis 'n genadegawe. Hy gee dit aan elkeen wat dit wil hê. Hoor wat sê in Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Christus is opgewek, maar nou, na die opstanding, maar nou, en hy praat hier so in die boek van Korintiërs, is jare nadat Jesus opgestaan het, en is Paulus het skrywe, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Nou dadelik kom dit in jou gedagte, maar het die Here dan nie vir Lazarus uit die dood het opgewek nie? Kom aan. Het die Here nie die dogtertjie van Jairus uit die dood het opgewek nie? Hoe sê die Bybel dan, hy's die eersteling van die wat ontslaap het? Toe Lazarus en die dogtertjie en almal wat hy lewendig gemaak het, die seun van Nain, die vrou, die weduwee se seun, het hy daai mense opgewek en teruggesit in hierdie lewe, in die liggaam wat hulle gehad het. Hierdie is Christus, hy is die eersteling van wat? Hy is die eersteling van die opstanding van die dode, wat 'n verheerlikte liggaam het, en ek en jy is dit is waarna ons behoort uit te sien, dat hierdie stuk vlees, wat my die hele dag aftrek, hierdie stuk vlees, waarmee ek die hele dag sukkel, en dis nou nie julle nie, dis net ek. Dit gaan oorwin word in daardie oomblikke, wanneer die Here Jesus gaan kom, en hy gaan hierdie liggaam in die oogwink van 'n oomblik verander na 'n verheerlikte liggaam toe. Daar gaan nie meer krankheid wees nie. Daar gaan nie meer trane wees nie. Daar gaan nie meer swakheid wees nie. Die ou sondige natuur is verby. Hoekom? Want daardie opstanding uit die dode is vir my en jou en elkeen wat in daardie dag Jesus aangeneem het. Hy gaan jou opwek, kind van die Here, in 'n ander liggaam, in 'n ander vorm. Paulus sê, hoe danig dit is, weet ons nie. Die disippels staan binne in hy vertrek, en hulle is so bang vir die Jode dat hulle wil iets oorkom, want Jesus is nou net gevang, hy's gekruisig, en hulle gaan kruip weg daar binne in hy kamertjie, en die Bybel sê hulle sluit die deur. Uit vrees vir die Jode. En terwyl hulle daar is en hulle murmureer en hulle is hartseer oor hierdie Christus wat gekruisig is, hierdie Jesus van hulle wat dood is, en hierdie Dawid se koninkryk wat nog nie opgewek is, en hulle praat met mekaar, en skielik, sê die Bybel, staan hy tussen hulle en hy steek sy hande uit, en hy sê vrede vir julle. Hoe het hy ingekom? Ek noem dit, ek weet nie wat die regte Afrikaanse woord nie, maar ek dink dis hierdie woord, hy translokeer. Met ander woorde, 'n verheerlikte liggaam het die vermoë om by aardse dinge verby te beweeg.
En daardie oomblik kon 'n geslote deur Jesus nie hou nie. Hoekom nie? Want hy is opgestaan. Maria moenie aan my vat nie. Want ek het nog nie opgevaar nie. Kan jy sien, kind van die Here, dis die liggaam wat ek en jy sal hê. Die liggaam van die volmaaktheid wat in Christus Jesus is. Toe hy opgestaan het uit die dode, dieselfde liggaam gaan ek en jy hê. En Paulus sê, hoe dit werk, weet hy nie. Hoe dit is, weet ons nie. Ons verstaan nie hierdie dinge nie. Al wat ons weet is, daar kom 'n verheerliking. Die kerk vandag, hulle fokus op die wederkoms, en hulle fokus op die wegraping. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op fokus op die wegraping. Is dit in die middel, is dit voor of is dit na? Jesus gaan kom, en ek het een fokus. By sy koms gaan ek verheerlik word in sy gestalte, man. Daar's baie argumente rondom hierdie goed. Daar's baie skrifte rondom hierdie goed. Pastoor, het jy nie 'n siening nie? Ek het 'n siening. Maar my siening is verheerliking. Want dis waarby ek wil uitkom. Die fokus is nie wegraping nie. Die fokus is die opstanding uit die dode. Jy moet verheerlik word. En dis wat ek wil doen. Ek wil daar uitkom wat hierdie ou vlees, hierdie ou gesukkel, al hierdie dinge waarmee ek so worstel, wat die Here daardie dag jou perfek gaan maak. En ek weet nie of jy weet nie, jy sê vir jou langs jy gaan sonder sonde wees. Die vrouens kan nou vir hulle man sê, hoor jy so, ek is nie so seker van daai as ek na jou kyk nie, hoor. Want dit moet 'n wonderwerk wees. Jy gaan sonder sonde wees. Verheerlik in sy heerlikheid. En waar hy is, sal jy wees. En jy gaan saam met hom in die lig weggevoer word, sê die Bybel. Nou net om in die lig weggevoer te word, sê dit, die krag van swaartekrag het nie effek nie. En dis 'n wêreldse krag. So met ander woorde, swaartekrag gaan nie meer op jou 'n effek hê nie. Pastor Anton, ek weet hy gaan hard trek om jou op te kry, want ek meen, jy is daarom groter as ons, maar jy gaan op. So luister, kind van die Here. Die boek van Tessalonisense, die 4de hoofstuk sê hy, want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Wat 'n groot, verskriklike dag gaan dit wees. As die hemel skeur, en hier staan Christus in sy grootheid en sy volheid, en jy het 'n geleentheid gehad om hom aan te neem. Jy was binne in 'n kerk wat 'n uitnodiging gemaak is. Iemand het met jou gedeel by die spar om die Here Jesus aan te neem. Iemand het 'n traktaatjie in jou hand gesit en gesê, gaan lees asseblief die. En jy het jou nie daaraan gesteer nie. Wat 'n verskriklike dag gaan dit wees, as Jesus gaan kom, en sy kerk gaan in een oomblik, die wat in hom gesterwe het voor die tyd, kom saam in die geestelike vorm, sodat die een die ander nie kan voorwees nie, en hulle wat in die lewe oorbly, sal in een oomblik gelyktydig hierdie verreëse liggaam ontvang in Christus Jesus. Daar gaan mense wees wat agterbly. En hierdie mense gaan nie ver van jou al wees nie. Dit kan mense van jou gesin wees. As ek dit sê, dan word ek in my gees bewus van al die duisende mense wat verlore is, en ons is nie bekommerd oor dit nie. Ons gee nie regtig om of hy gered is en of hy nie gered is nie, want ons gee hom nie 'n geleentheid om gered te word nie. Ek luister na Duimpie, waar hy in die spar staan, en ag Here, hy moet my help, ek weet nie of ek dit sal doen nie, maar hy het. Nou dis Duimpie. Dan begin hy net sing. En hy sing nie 'n bekende lied nie, hy sing sommer sy eie lied. Nou weet ek nie op die noot is hy nie, maar hy kan redelik sing, maar as jy nou so sonder musiek sing, kan jy nou maklik af die noot afwees. En dan sing hy net, daar waar hy staan, as jy weer sien, is daar 'n klomp ouens saam met hom, en sing hulle hierdie nuwe lied wat hy sing. Dit maak mense bewus van die heerlikheid van die Here. Ons het Deurbraak SA vir baie jare gehanteer. Ons het elke voertuig, nie elke voertuig, die meeste voertuie in die kerk het ons gebrand. Ons het agter op hulle venster so deurskynende plakkaat gesit, so op plakker gesit, wat
gestaan het, voel jy depressief, want daar 'n klomp gesiggies, ons noem dit binneprentjies. Voel jy depressief? Voel jy gebroke? Voel jy alleen? Voel jy verslaaf? Voel jy stikken? Al die voel jy woorde. Ry daai karre die wêreld vol. Dan bou ons op 'n tolvrye nommer en dan sê hier ry nou so 'n kar voor my, dan gee net so lank knoop voor, dan sê ek lees hierdie goed en dis ek. Sê kom sien ons. En so het ons mense bereik. In helingsseminare gehou oor naweke. 'n Klomp keer het ons dit gedoen waar ons mense ingetrek het, kind van die Here, en hierdie mense net bedien het om by God uit te kom. Voel jy? Voel jy dalk vanmôre gebroke? Voel jy dalk vanmôre alleen? Voel jy dalk vanmôre ver van God af? Voel jy dalk vanmôre depressief? Voel jy dalk vanmôre arm en afgeleef? Voel jy vanmôre dalk eenkant toe geskuiwe? Voel jy dalk vanmôre te nagekom? Voel jy vanmôre dalk jy sit met 'n stuk haat in jou hart wat jy nie kan oorwin nie? Voel jy vanmôre seer gemaak deur jou pa en jou ma en jou eie familie wat jou verstoot het? Voel jy vanmôre hierdie pyn van hierdie lewe? Dan sê die Here, kom na my as jy vermoeid en belas is, want ek sal jou rus gee. En hier kom die Bybel en hy sê Jesus gaan kom, want die Here self sal van die hemel neerdal met die stem van 'n aartsengel, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Wie van u wil altyd by die Here wees? Hy moet ons help. Die Bybel sê niks wat ons gedoen het kan hierdie voorreg verdien nie. So niks wat ek en jy doen kan hierdie voorreg van wat hier staan verdien nie. Niks nie. Dis 'n gawe van God. Dis genade uit die hand van die Here. Die Bybel sê niks wat ons doen kan ons red nie. Paulus skryf in Romeine 3 vers 24 die volgende woorde: en hulle word deur sy genade sonder verdienste, sê 'n bietjie sonder verdienste, geregverdig. Hoe? Deur die verlossing wat waar is? In Christus Jesus is. OK? Hulle word gered deur sy genade sonder verdienste, word hulle geregverdig deur die verlossingswerk wat in Christus Jesus is. Ons het verlede week gekyk en gesien dat heiligmaking 'n vrug of 'n produk van geregtigheid is. Romeine 6 vers 18. En vrygemaak van die sonde. Wat beteken vrygemaak? Ek is verlos. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. So die oomblik wanneer jy vrygemaak is deur Christus Jesus, word jy diensbaar, word jy 'n diensknegt van geregtigheid. Vers 19b. Wat net soos julle lede, julle liggame, julle denke, wat is die lede? Dis jou liggaam, is jou denke, dis jou vleeslike lewe, diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid, om wetteloos te wees. So moet julle nou, na julle redding, na julle geloof in Jesus, julle lede, julle vlees diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. So jy kan nie net gered word en bly lewe soos jy geleef het nie. Jy moet begin strewe om te lyk soos Jesus lyk. Om te leef soos hy geleef het. So almal van ons moet strewe vanmôre na geregtigheid, na heiligmaking. Met ander woorde, wat is dit? Die swakheid van die vlees moet afgelê word. Dit is 'n inoefening, julle. Ek weet nie wie van julle het kinders grootgemaak. Kom aan. As jou vrou daar uit die hospitaal uitkom met jou babietjie, jou eerste babietjie. Toe sy by die hospitaal se gang deur uitstap, toe klim hy kindjie uit haar arm uit en hy hardloop en hy sê, mamma, ek gaan vir jou nou die kar se deur oopmaak. Kom aan, wie van julle het so superhero gehad? Nee.
Ek en jy is kinders van die Here. Ek skryf aan julle kinders omdat jou sonde vergewe is. Ek skryf aan julle jong manne omdat julle die bose oorwin. Ek skryf aan julle vaders omdat julle God ken. As verskillende kategorieë. As jy gered word, as jy 'n baba in die Here, en nou moet jy leer om hierdie geestelike lewe te wandel, so moenie moedeloos word as jy so bietjie struikel nie. Wie van u struikel nog so af en toe? Ek wil maar altyd my hande opsteek, want ek weet jy gaan nou baie skaam wees. Want jou agter jou sien jou. Ek wil al my hande opsteek, al my vingers. Want die Here hoor my, ek kan sukkel hoor. Ek dink nie daar's nog 'n ou wat so baie bely soos ek nie. Ek moet die hele tyd loop en bely, want dan kom ek agter hoe jy het nou droog gemaak. So luister baie mooi. Die Here sê, dis 'n inoefening, dis 'n geestelike dissipline wat ek en jy elke dag moet aanleer. Dis 'n saak van geloof. Om oorwinning oor hierdie vlees te kry, kom nie net oornag nie. Ja, dit kan oornag gebeur. Die Here kan jou verlos van sekere dinge, maar ek wil vir jou sê, baie van hierdie goed kos 'n prys. Daarom sê Paulus, word dag na dag vernuwe na die gees van jou gemoed. So waar is die geveg? Die geveg is tussen die ore. Jou ou denke is nog daar. Jou gees is vernuwe, maar jou liggaam trek jou af. En jou denke is tussen die twee. Dis soos 'n toebroodjie. Die een kant van die toebroodjie is jou gees en die ander kant is jou vlees en in die middel is jou sielsdimensie. En jou sielsdimensie bepaal. Wie van julle het al besluit, hoorie, ek gaan nou nie weer hierdie stuk droog maak doen nie. En dan net as jy het klaar besluit het, so 3 dae daarna, dan kry jy vir 2 dae reg en die 3de dag, dan kom die duiwel en hy sit net so 'n stokkie voor jou wiel en hy sê, hoorie, jou perkie. En dan die dag gaan val jy weer. Okay, ek ken julle, weet julle waarvan ek praat? Ons val. Moenie laat die duiwel jou bedrieg nie. Want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, progressief, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. So ek is 'n kind. Die duiwel gaan vir jou sê, jy is nie 'n kind, maar jy is 'n ou varkie. Hy gaan vir jou sê, jy is 'n ou droogmaker. Jare terug, toe ek net tot bekering gekom het. Daai jare het ons daar in bidure bygewoon, ons het gebid, hoor, dis nie soos vandag se kerk, hulle bid ons nie meer nie. Elke woensdag aand is ons by die boedelingsbank. Daar was 'n bankies gewees, mooi sagte oorgetrek is, en dan doen die woord, en dan sing ons 'n paar liede, en dan kom jy vorentoe en jy kom bid, en ek onthou, ek het so gestaan, so op hierdie kant van die boedelingsbank, en ek het hier gekniel, en ek het altyd so half verder daar gekniel, van Tannie Wel hulle af, want ek is bang Tannie Wel bid, en sy kom onder die gees, en sy lê goed in my lewe uit, wat ek nie wil hê, sy moet weet nie. So ek bid ver van hierdie ander tannies af, wat so kwaai kan bid. Ek is ernstig, want kyk, in daai tyd was ek daar nog die blaas van Babsfontein, hoor. Ek het 'n paar skoene in 'n aandeur gedans. Hulle moet net die meel gooi, anders beklei ons. Sy weet dit. Maar ek is bang die Here kom en hy openbaar my daar. God werk nie so nie, maar hy doen dit baie keer, as jy dit nodig het. Nou het ek van my trolley afgegaan, nou verstaan. Dis nou wat duimpie sê, dis die 60s. Jy moet jou inoefen. En ek onthou daai aand bid ek. En elke woensdag aand bid ek hierdie gebed, want ek het dit geleer in die kerk waarin ek groot geword het. O Here, wees asseblief hierdie sondaar genadig. Kom aan, het julle al daai gebid? So voordat ek nou nog begin bid, dan vang ek hierdie stem en hierdie gereformeerde klank. Here, wees hierdie sondaar genadig. Pastor Jas, hy is hier voor besig om te bid en hy is onder die gees en hy hoor hierdie gebed. Hy dog toe nou eers, hy weet eers kyk wie praat nou, want hierdie stem ken hy nou net nog nooit hierdie stem gehoor nie, maar toe ek weer sien, toe kom kniel hy by my. En hy sê vir hom, my seun, jy bid verkeerd. En ek vererg my. Wie is hy nou om vir my te sê, ek bid verkeerd?
En ek wou eers opstaan en loop, maar gelukkig ek het nou nie daai tipe rebelse gees nie. Ek dog toe nou sê vir my, waar bid ek verkeerd, maar ek is vererg. Hy sê, jy moet vandag kies. Het jy Jesus aangeneem, ja of nee? Ek sê, natuurlik het ek. Jy het my dan gedoop. Hy sê, hoekom bly jy in jou ou lewe? Kom aan. Hy sê, verstaan jy nie, jy het 'n kind geword nie. En nou kom Johannes 1 vers 9 in plek, as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe, maar jy sy kind. Wie van julle het kinders wat al droog gemaak het? Kyk, ek het hoor. As daai kind na jou toe kom en hy sê, pa, ek is jammer. Onthou eendag ry my seun op pad CRC toe. Hy het 'n klomp jong mense wat hy wil oplaai en volgende oomblik waai sy bonnet oop. En die ding vou reg oor die dak. En hy bel my en hy's omtrent in trane en sê, pa, my kar is stikkend, die bonnet het oopgegaan, ek dink jy het hom by die garage mooi toegedruk nie. En ek het dit nie gesien nie, ek is jammer. En ek klim in my kar en ek ry so en hier staan die kind, maar hy bewe, want hy het redelik vet, hy het op die pad 70 of 80 gery en hier is dit skielik donker voor hom. En ek het my kar daar en ek klim uit en ek vat die bonnet en ek buig hom sommer so terug. Ek het 'n stuk blou draad in 'n tang, gelukkig was dit 'n Ford. En ek kry hom reg om te ry. En ek draai om, ek sê ek gaan huis toe, en toe ek omdraai, toe sien ek hy draai agter my aan. En ek stop, ek sê, waar gaan jy nou heen? Hy sê, ek gaan huis toe, ek voel nie lekker nie. Ek sê, my kind, moenie dat die duiwel jou beroof van dit wat God vanaand met jou wil doen nie. Ek het jou my kar gegee om aan te gaan. En hy draai om en hy ry. En daai aand maak Ad Boshoff 'n uitnodiging. En hy stap uit saam met 300 ander jong mense. En hy gee sy hart vir Jesus. Hy terugkom, toe stil hy. Ek wil jy moet mooi verstaan, kind van die Here, hierdie gawe is vir jou, dis verniet. Jy moet dit vat. Moenie laat die duiwel jou van koers afbring deur goed wat om jou en met jou gebeur nie. Ons kan en ons mag nie geregverdig wees deur Jesus se offer en steeds bly val in die versoekinge van hierdie swakhede van hierdie vlees nie. Want die offer van Jesus is 'n offer van liefde en genade. Dit is sy geskenk vir jou. Genade is jou geskenk. Geregtigheid lei tot 'n heilige lewe. En 'n heilige lewe sal, hoor my wat ek vir jou sê, sal teëgestaan word deur die Satan met sy versoekings. So hoe meer heilig jy probeer lewe, kom ons noem dit so, hoe nader jy aan God probeer kom, hoe sterker gaan die duiwel probeer om jou weg te hou. Want hoe nader jy aan die Here kan kom, hoe kragtiger gaan sy gees in jou werk, en hoe meer gaan die Here jou gebruik, en hoe meer gaan jy sy stem hoor, kind van die Here. So ek en jy moet vanmôre verstaan, die duiwel hou nie van dit nie. Hy wil jou teëstaan, hy gaan jou teëstaan, hy versoek ons om ons te laat struikel. Hy wil hê jy moet val. Hy wil hê jy moet struikel. En dit is waar die duiwel my en jou kortwiek elke dag van ons lewe. Hy konfronteer ons voortdurend met ons swakhede, en ek noem dit 'n familiar spirit. Hy weet waarmee jy sukkel. Hy weet wat is die swakhede in jou lewe. En wat doen hy? Hy gebruik daai swakheid en hy gebruik mense om daai hele storie in jou lewe te aktiveer. So as jy vinnig is van geaardheid en jy wil maklik met ouens raas en beklei, wat gaan hy doen? Hy gaan net 'n ou se wat jou net gaan frustreer. OK? En hy kom nie soos 'n engel uit die hemel en doen dit nie. Hy gebruik jou boetie en jou sussie. Hy gebruik selfs mense in die kerk. Jy sê net een ding, jy dit nie so bedoel nie, maar hy hoor 'n ander ding en woeps kwaad as hy val jy. OK?
In Lukas 22 vers 1 en 2 sien ons, en die fees van die ongesuurde brode, wat Passa genoem word, was naby, en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek, hoe hulle hom kon ombring. En die Satan het in Judas gevaar. So kan jy sien, die Judas is oop vir die werke van die duisternis. En die Satan het in Judas gevaar. Wat uit die getal van die 12 was, toe het hy gegaan en met die owerpriesters en die hoofde beraadslag. Hoor mooi. Hoe hy Jesus aan hulle sou oorlewer sonder 'n opstand. Want dis waarvoor hulle gevrees het. Dis hoekom hulle hom nooit gevang het nie. So hy kom na hulle toe, en dan hoor wat sê die Bybel, en hulle was bly. Hulle was bly om Jesus te kruisig, hulle was bly om Jesus te kon vang, hulle was bly, hy kom na hulle toe, met hierdie absolute oplossing, om hom uit te lewer, en met hom ooreengekom om hom geld te gee. Hier sien ons, dat die uur van Jesus aangebreek het om sy lewe af te lê. Een van sy 12 vertrouelinge onderneem om Jesus te verkoop vir 30 sikkel silwer. Dan volg die paasmaal na die ete en die instelling van die nuwe verbond deur die nagmaal. Dit is Lukas se kronologie. Hy was die voete van die disippels, hy spreek hulle vry en hy vergewe hulle vooraf, voordat hulle alles doen, 70 maal 7. Hy sê, as ek dit nie doen nie, is julle nie deel aan my nie. Hoekom? Want ek wil jou vry maak voor jy dit doen. Maar hy weet hulle gaan hom verloon. Hy weet hulle gaan hom verlaat. Hy sê dit vir hulle. Hy weet hulle gaan hom verraai. Hy sê vir Judas, jy gaan my verraai. Hy sê vir Petrus, jy gaan my verloon. Hy sê vir die ander 10, hy waarsku hulle en sê, julle almal sal aanstoot aan my neem in daardie dag, of in daardie uur. Maar dan neem Jesus se gesprek, 'n snaakse, nou moet jy my bly volg asseblief. 'n snaakse wending, 'n amper onverstaanbare wending. Hier staan Jesus en hy is by die nagmaal en hy's op pad na Getsemane toe. Dan kom die Here Jesus in Lukas 22 vers 35 en hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en sonder reissak en sonder skoene, het julle iets kort gekom. Kan julle sien, hy kom hier met 'n gedagte wat, dit lyk of dit nie inpas nie. En die res nog erger. Toe ek julle uitgestuur het, en dis in Matteus 10, toe ek julle uitgestuur het, het julle iets kort gekom, sonder beurs, sonder reissak, sonder skoene. Hulle antwoord hom, nee, niks nie. Vers 36, toe sê hy vir hulle, maar nou, hoor mooi, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. Wat moes hulle die vorige keer gelos het? Die beurs, die reissak en die skoene. Nou kom hy, nou sê hy vir hulle, my uur is voor die deur. Het julle iets kort gekom toe ek julle uitgestuur het met niks? Nee, Here, ons het nie iets kort gekom nie. Maar nou sê ek vir julle, wie 'n beurs het, laat hom dit neem. Wie 'n reissak het, laat hom dit neem. En gaan kyk wat hy praat. Hy sê, wie dit het. Hy verwys nie net na daai 12 nie. Hy praat oor die algemeen. Wie 'n reissak het, wie 'n beurs het, enigeen hierna. Ek gaan gekruisig word. Maar hierdie boodskap is vir julle, luister wat ek vir julle sê. Maar nou, wie 'n beurs het, moet hy sê, en wie nie 'n reissak of 'n beurs het nie, wat moet hy doen? Hy moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Julle hier, lyk dit, mens verstaan nie wat die Here Jesus hier sê nie. OK? Kyk wat staan hierso. Hy moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop, want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met die misdadigers gereken, dis wat geskrywe is, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde, en hy antwoord hulle, dit is genoeg. Wat beteken hierdie skrif? Kom aan. Het julle al die skrif gelees en gewonder? Wat gaan nie aan?
Wat sê die Here vir hulle hier? Verkoop jou kleed en koop 'n swaard. Dis duidelik dat die disippels weet nie wat Jesus hier sê nie. Hulle wys 2 fisiese swaarde wat Petrus gehad het en een van die ander disippels. En sê Here, ons het 2 swaarde. Nou dink julle Jesus het nie geweet hulle 2 swaarde nie? Kom aan. Hulle loop aan al die tyd saam met hom. Here, hier is 2 swaarde. Ek het gesê wie? Nie 'n reisak of 'n beerset nie. Laat hom sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Here, hier is 2 swaarde, dis genoeg. Dis genoeg. Genoeg vir wat? Genoeg vir die oorlog wat voorlê? Genoeg vir die aanval wat gaan kom? Wat sê Jesus hier? Die Here Jesus sê, by die vorige sendingreis, het ek julle uitgestuur, en het julle niks kort gekom nie. Want in daardie tyd was die gerig aangaande my, dwars deur die hele omtrek versprei. Johannes die Doper het die pad gelyk gemaak. Duisende mense het na hom toe gekom om te glo in die een wat na hom sou kom. Jesus verwys en hy sê, in daardie tyd, almal wou my sien. Almal wou my aanraak. Almal wou na my kom luister van oralster af. En in hierdie atmosfeer van afwagting en liefde en krag ontvang die publiek hierdie 12 apostels en dra hulle as te ware op hulle hande sodat hulle niks kort het nie. Die mense se deure gaan oop vir Jesus se disippels. Hulle sorg vir al hulle behoeftes. Hulle ontvang hulle en hulle huisves hulle. Hulle kom niks kort nie, want God het voor hulle uitgetrek. Bly by my. En in vers 37 sê Jesus dat alles wat ons hom, en Jesus sê hierso, dat alles wat oor hom geprofeteer is, tot 'n einde gaan kom, en dat sy veroordeling en vervolging en kruisdood op hande is, want Jesus staan hier reg voor die kruisiging, terwyl hy hierdie skrifgedeelte oor die swaarde praat. Wat beteken dit by implikasie? Dat die uur van vervolging van sy dood aangebreek het. Maar wat is die uiteinde daarvan? Dat hierdie vrede wat die disippels in sy teenwoordigheid ervaar het, hierdie liefde wat hulle ervaar het van die mense wat na Jesus toe uitgereik het. Dieselfde vervolging wat op Jesus wag op julle. Hoor jy wat ek vir jou sê? Daar was julle uitgesorteer. Maar hierna is ek nie meer by julle nie. Nie in hierdie formaat van die liggaam nie. En julle moet verstaan, vat jou reissak. Vat jou beurs. Want daar gaan 'n vervolging onder julle kom. En julle moet gereed wees om te gaan waar ek julle stuur, sodat julle my disippels kan wees. So kan jy sien die omstandighede verander by hierdie verhaal van die kruisiging. In Johannes 15 vers 18 sê die Bybel, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. So wat sê Jesus vir hulle 'n paar hoofstukke verder, eintlik 'n hoofstuk of 2 verder, eintlik het 1 hoofstuk verder. Hy sê die wêreld haat my. Hulle gaan my kruisig. Maar ek sê nou vir julle, die wêreld haat julle ook. Hoekom? Omdat julle my liefhet. So wat met my gebeur, gaan met julle gebeur. Die pad wat ek gaan loop, sal julle moet loop. Daarom wees in voorbereiding vir dit. Net voordat hulle Jesus gevange neem, bid Jesus sy hoëpriesterlike gebed oor sy disippels, en hoor wat bid hy vir hulle. Johannes 17 vers 13 tot 18. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle lewe kan hê. Vers 14. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle
haat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar, met ander woorde van versoekinge bewaar. Hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is, vers 17, heilig hulle in u waarheid. Wat is die waarheid? U woord is die waarheid. Hier bid Jesus dat God hulle van die bose sal bewaar en dat hy hulle in die waarheid sal heilig. Let op, u woord is die waarheid. Hebreërs 4 vers 12 maak die volgende stelling, want die woord van God is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit maak skeiding tussen murg en been, tussen sonde en geregtigheid. So wat is die woord? Swaard. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Efesiërs 6. En neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. So toe hy vir hulle sê, gaan verkoop jou kleed en kry vir jou 'n swaard. Wat sê God vir hulle? Kom in voorbereiding met my woord. Want dit wat hierna gaan plaasvind, gaan nie oorwin kan word in die tipe swaarde wat julle het nie. Julle, hier is 2 swaarde. Dit is genoeg. En ek het gaan kyk. Die implikasie van dit is genoeg verwys nie na die feit dat 2 swaarde genoeg is nie. Die implikasie van dit is genoeg verwys na hierdie vleeslike denke van julle Petrus. Dit is genoeg. Verstaan julle nie? Jy kan die stryd in die vlees aanpak nie. Verstaan julle nie? Julle het my woord nodig nie. Verstaan julle nie? Waarder julle gaan nie. Verstaan julle nie? Julle moet in voorbereiding kom vir dit wat ek in julle lewe wil doen nie. Verstaan julle nie? Ek gaan julle as wese agterlaat, maar ek kom weer. En dan sal ek my gees in julle sit, maar julle gaan uitgestuur word. En dieselfde haat wat daar teenoor my is, sal teenoor julle wees. Dan begin dit sin maak. Het julle iets kort gekom, toe julle sonder reissak en staf en beers en skoene uitgestuur is? Nee, Here, niks nie. Lukas 22:36 sê, maar nou, die omstandighede het verander, na my uur aangebreek het, en ek tot die dood deur die wêreld vervolg sal word. Wie 'n beers het, neem dit saam, en so ook die reissak. En as iemand dit nie het nie, moet hy die kleed verkoop en 'n swaard gaan koop. Jesus weet wat op hom wag. Hy weet ook wat op sy volgelinge wag. Want as die wêreld hom gehaat het, sou die wêreld my en jou ook haat. Jy sit daar by jou werk, en jy is lief vir Jesus, en jy verkondig Christus, en al die hel breek teen jou los. Hier was 'n vrou in my kerk, sy was uitgesproke vir die Here, ou Sonja Simon. Hierdie vrou was so uitverkoop aan die Here, dat sy 2 werke verloor het, omdat sy by die werk getuig het van die grootheid en die goedheid van die Here. Jy sien, kind van die Here, vervolging sal kom, luister mooi. Die swaard van die Gees, naamlik sy woord, want sien en hoor die disippels, hy sê vir hulle, kry vir julle geestelike toerusting. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy nie geestelike toerusting het nie, gaan ons sukkel in hierdie tyd wat voor lê. Want ons praat van die eindtyd en die wederkoms van Jesus. En oral wat ons hoor ons van hierdie vervolginge wat gaan kom. Hierdie land is daar baie vervolginge in. As mense wat, hulle het nou 'n Amerikaanse sendeling gevang in Port Elizabeth. Vir hoeveel dae het hulle hom toegesluit om geld te eis. Uiteindelik jaag hulle weg toe die polisie op hulle toeslaan. Drie van die makkers en hy binne in die voertuig. Hulle skiet al 3 makkers binne in hy voertuig dood, maar nie een koel raak hom nie. Toe hy uitklim, toe bewe hy. En al wat hy vra is, waar is my vrou? Jy sien, kind van die Here, daar's 'n aanslag. Daar's 'n aanslag teen die kerk.
as 'n aanslag teenoor elke gelowige. 22 vers 38 sê, hulle sê vir hom, Here, kyk hier is 2 swaarde. Hy antwoord hulle, dit is genoeg. Dit is genoeg van hierdie praatjies. Julle denke is verkeerd. Dink wat ek vir julle sê. Moenie hierdie goed vleeslik interpreteer nie. Matteus 26:52 sê, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy skede terug, in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Dis duidelik, die swaard wat hulle moes aanskaf, was nie die fisiese swaard wat Petrus daar opgetel het, sê Here, hier's 2 swaarde nie. Wat Jesus vir hulle sê is, my uur het gekom, en julle uur is voor die deur. Vul julle harte met die swaard van my gees. Ek wil my haas. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Maar wat my opval in hierdie verhaal, is die gebeure direk voor hierdie goed. En ek gaan vir jou 2 gedeeltes net uit die woord uit lees. 22 vers 39. Dis net voor hierdie, nou sê vir hulle, dit is genoeg. Nou gaan hy aan, nou gaan hulle Getsema toe. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie versoek word nie. So wat sê hy vir hulle om te bid? Bid, dat julle nie in die versoeking val nie. Nou gaan Jesus weer terug en hy gaan bid. Sy sweet verander in bloed. Hy het hierdie ondersteuning nodig van hierdie 3 wat hy naby hom laat bid het. 'n klip gooi vers sê die Bybel. En toe hy later nie meer hierdie druk kon vat nie, staan hy op om te gaan kyk, hoor die bid hierdie ouens saam met my. En hoor wat sê hulle daar. Toe staan hy van sy gebed af op vers 45 en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid. Hoekom moet hulle bid? Dat hulle nie in die versoeking kom nie. Volg my nou mooi. Vers 40 sê hy bid. Vers 46 sê hy weer bid. Wat slaap julle? Staan op. 2 keer sê Jesus vir hulle, waak en bid teen die duiwel se gedagtes. Neem beheer van julle gedagtes. Maar hulle kry dit nie reg nie. Toe wat gebeur? Vers 47. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur. Wat sê hulle vir hom? Kom aan, wat sê hulle vir hom? Moed! Here, moet ons! Julle, die Bybel sê, hier kom 'n klomp mense met stokke en swaarde. En hier staan Petrus, en hy het gehoor, hy gaan Jesus verloon. En hier kom hulle, en hulle gryp Jesus. En Petrus besluit, ek het dit vir die Here gesê, en die Here het gesê, daar's nie 'n manier nie. Jy gaan nie jou lewe vir my kan gee nie, nie nou nie. En wat doen hy? Hy vat daai swaard wat hy by hom gehad het. En hy swaai daai swaard. En die Bybel sê, hy kap die oor van Malchus mos af. Nou gee jou een raai, waar het hy gemik? Hy het nie vir sy oor gemik nie. Hy wou sy kop afhaal. Maar wat gebeur dan? Vers 51. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is, waar het jy hierdie woord nou geleer? Ons het 2 swaarde, Here. Dis genoeg. Petrus, hou op. Jy steeds in die verkeerde denke. Hierdie swaard is die swaard van my woord. En hier staan Malchus, die hoëpriester se diensknegt. En sy oor is af. Ek neem aan, hy was redelik getraumatiseerd. En Jesus vra dat hulle asseblief sy disippels sal laat gaan, want hulle soek hom. As gevolg van hierdie insident. En wat doen Jesus? Die Bybel sê hy draai om. Haas Martin, as jy hier so Martin.
soek het iemand hierso vandag wat my gou kan help asseblief. Waar is Marius, is hy hierso? Marius, kom gou hier. Ek hoop jy het muscles. Vat net vir my hierdie bak. Jy moet net oppas dat hy nie te veel mors nie, hoor. Gooi dit net vir my hier in. Kan jy optel? Hy gaan staan voor Malchus. Hy sê vir Malchus, ek is nie hier om te veroordeel nie. Wat gebeur met die inhoud van hierdie houer? Hierdie is genade, is sy bloed. Wat gebeur onder toe hier? Dit vul elke leemte in jou lewe. Malchus, jy is hier om my gevange te neem. Ons sal maar net 'n bietjie deursyfer hoor. Sit maar daar neer. En die Bybel sê, Jesus sit sy hand op hom. En hy genees sy oor. Geen veroordeling nie. Geen veroordeling nie. Net liefde en genade. En ek het gewonder toe ek hierdie skrif lees. En ek sien hoe dat hy die swaard van die Gees gebruik. 2 swaarde, naamlik genade en liefde. En hy kyk hierdie man in sy oë en hy sê vir hom, ek veroordeel jou nie. Want ek het gekom om sondaars te soek, sodat hulle gered kan word. Ek wil jou was met my bloed. Ek wil jou kom skoonmaak, Malchus. As ek jou hier wegstuur, gaan jy my nooit kan aanneem nie. Maar hierna sal jy nooit weer kan sê, jy het nie my liefde ervaar nie. En die dag, daar in Nelspruit, toe daai nag na die Here toe gaan, en ek sê vir die Here, hy sê vir my, waarom sê jy vir my, Here, Here? Maar jy doen nie wat ek sê nie. Toe ervaar ek hoe die bloed van Jesus my was. Hoe hy tot in die diepste van my donker menswees inbeweeg en my skoonmaak en my genees. Ek wil vir jou vanmôre vra, ons weet nie wat is hier binne in jou lewe nie. As klippe en sand en allerhande goed wat net die Here en jy weet. Ek wil dit ook nie weet nie. Maar die Here weet. En as ons hierdie dinge ruk gaan los, gaan daai goed heeltemal deursyfer tot onder. Dankie Marius. Wat sê die Here vanmôre vir jou? Petrus trek die swaard van die vlees. Maar die Here sê genoeg. Ek het gekom dat julle die swaard van die Gees sal hê. My liefde en my genade. En hy ruil daardie swaard van Petrus. En ek wil vir jou vandag sê, in daai dag het die disippels genade geleer. Hulle het Jesus se liefde gesien. Want in die proses van sy kruisiging, die Engelse woord is retaliate. Jesus gee nie weerstand nie. Hy's net so lief vir hulle daar, as wat hy vir Petrus en Johannes, wat waarskynlik hierdie swaarde gedra het. Daar is. Malchus, ek het jou lief. Maar jou lewe moet vol gemaak word met my bloed. Al die klippe in jou lewe
moet uiteindelik gevul word met my genade. Ek wonder, hy was die diensknegt van die hoëpriester, toe hy klaar genees is, of hy nog voorgeloop het. Want hy moes die oë van Christus ervaar het, en sy hande beleef het. Kom ons buig ons hoofde en aanbidding. Pastor Anton, kom speel vir my hierdie lied. Terwyl jy in aanbidding is, het ek hulle gevra om vir my 'n baie ou koortjie te speel. Die eenvoudige koortjie is letterlik 4 sinnetjies. Sy bloed verlos uit Satans mag. Wie van die ken daai koortjie? Het julle al gehoor? Dankie Irene. Daar agter is ook 'n klompie. Sy bloed maak slawe vry. Miskien is hier iemand vanmôre, 'n Malchus, 'n hoëpriester, daai disippels wat nog nie die genade verstaan het nie, wat wil veroordeel en wil veg. Maar Jesus sê, dis genoeg. Ek het 'n ander swaard waarmee ek veg. En my swaard is liefde en genade. So gee nie om vanmôre wie wat gedoen het nie. Hier sit mense vanmôre in hierdie kerk. Hulle lewe het so ver uit mekaar uitgeval. Dat die eerste dag toe ek hulle sien, het ek net na hulle gekyk en gesê, Here, ek kan niks doen nie. Hy kan. En al wat ek moet doen is nie om hulle te veroordeel hoe hulle lyk nie. En ek kan hulle uithaal vanmôre hier. Maar in daai dag kon ek uitreik. En ek onthou so goed, ou Ziggy, hy is vanmôre hier. Ek kry hom in 'n restaurant, in 'n McDonald's. Ek kom van Johannesburg af, ek kry hom in die middestad. Hy sit hierdie jong man, sy lewe val uit mekaar uit. Welms, noem het wat jy wil. En hy is wise, kyk hy slim. Alles wat ek vir hom sê, het hy antwoord. Toe die gees van profesie kom, die Here moet hom praat oor sy lewe. Toe skiet die trane daai jong man se oë in McDonald's uit. En daai dag neem my die Here aan. En ons kon met hom 'n pad loop. Hy het my kwaad gemaak. Want kyk, hy was rof. En die Here het hom deurgedra. Vanmôre het hy getuienis. Hier's baie ander ook. Daar's Martin. Hy staan binne 'n gat. Fondasie gat het hy besig is om my te grou. Ek sien hoe die damp uit daai gat uitkom. Selfmoordpoging is een van ons pastore om nie van die tou afgehaal het nie, was hy weg. Depressief, stikken, gebroken. Sê die Here, maar my bloed is julle genoeg. En dit vul elke donker gat, elke leemte word omvou met sy liefde en sy genade. Vir iemand vanmôre wat net sê, Here, omvou my. U weet wat is in my hart. U weet wat is in my lewe. Kyk hierdie klippies, hoe die bloed rondom dit gaan. Het
vanmôre wil sê, U ken dit, Here. Ek wil hê U moet dit vul met U genade. As daar so iemand wat op sy voete wil staan en sê, Here, ek wil oorgee. Is daar so iemand? As nog 'n jong man wat opstaan, om ons 'n pad loop het. Kom ons sing dit asseblief. Terwyl ons hierdie lied sing, dink wat jy sing. Verlos uit Satans maag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar, die maak hy rein. Sy bloed verlos ook my. Kom ons sing dit so 'n bietjie vinniger asseblief. Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Grootste sondaar, die maak hy rein. Sy bloed verlos ook my. Is daar iemand vanmôre wat sê, Here, dis ek? Wil jy hande uitsteek en sê, Here, hoor my gebed. Sy bloed, sy bloed, sy bloed is genoeg. Mighty Jesus. Vader, ek wil bid. Ons almal het die genade nodig. Ons almal het nodig dat ons, Here, hierdie swaard van die Gees, die liefde van Christus en sy genade deelagtig sal word. Here, Petrus wil veg in die vlees. Maar hy sê vir hom, sit jou swaard terug in sy skede. Want dit help jou nie. Dit gaan jou nêrens bring nie. Want net soos hulle my vervolg, sal hulle julle vervolg. Maar ek het gekom om te red wie verlore is. En in daardie uur van nood gee U nog steeds genade. En Here, dit eindig nie eens daar in die tuin van Getsemane nie. Daar op die kruishout is daar twee mense wat langs U hang. Die een loon U en die ander een vra vergifnis. En dan draai U om in daardie bittere nood waarin U is. En U kyk na die man langs U. En U sê vir hom, vanaand sal jy saam met my in die paradys wees en U maak hom vry. Here, help ons dat ons minder mense sal veroordeel, maar dat ons sal uitreik met genade. Dat ons vanmôre sal weet, Here, dat U genade is vir ons genoeg. Toe Paulus in die nood is, toe roep hy uit, U genade. God sê vir hom, my genade, Paulus, is vir jou genoeg. Hy sê, ek het gebid dat hierdie Satan van my sou wyk. Ek het die Here 3 keer gevra en dit het nie gebeur nie. Dan sê die Here vir my, my genade is vir jou genoeg. En Here, ek wil bid dat U bloed ons sal reinig van al ons sonde, dat U ons sal skoon was van alles, Hemelse Vader, wat nie van U is nie. Dankie, Here, dat U ons vry maak. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Kom ons sing hierdie koortjie hartlik saam en ons sluit ons af. Bloed verlos ook my. Kom ons sê dit weer vir hom. Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Grootste sondaar,
Vader, baie dankie vir die bloed. Ons eer U daarvoor, Here. Ons loof U, Jesus. Vader, ek wil bid dat hierdie beeld, wat U uitgebeeld is, in hulle hart en hulle gedagtes sal bly vir die res van hierdie week. Die duiwel sal probeer met sy versoekinge, maar U sê bid en waak oor die versoekinge. Moenie slaap nie, moenie wees paraat, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Maar ek het gekom om te soek en te red wie verlore is. En Here, ek wil vra dat U ons sal help, dat ons in Christus Jesus sal bly, sodat ons sy bloed elke dag oor ons lewens kan hê. Verdaag ons in die liefde en bring ons op die bestemde tyd volgende week by mekaar. Ek vra dit in Jesus se almagtige naam en ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Die volk van die Here sê amen en gaan in sy vrede en sy liefde.